Nou vriende, ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Ek is dankbaar vir elkeen van u wat getrou na die waarheid van die woord luister en die gebed van my hart is dat u ook hierdie waarheid sal aanstuur na ander, dat u werklik ook in hierdie opsig 'n skynende lig sal wees in die donker wêreld. Dit is sodat ons as gemeente die waarheid van die woord moet uitdra. Mag die Here elke oordeenking gebruik om sy naam te verheerlik, om mense na sy koninkryk te trek, sodat ons eendag in die hemel saam kan wees om dan sy lof te besing, want hy is die koning van die konings en die Here van die leerskare. Nou vriende, vanmôre gaan ek bietjie met u praat oor die gedagte van die klein jakkalsies wat die wingerde verniel. Nou dis maar basies 'n samevatting, of kom ek sê eerder 'n waarskuwende boodskap na ons weekse boodskappe wat ons dan hanteer het oor getrouheid, die maatstaf van sukses. Jy sal onthou dat ons in hierdie week bietjie gepraat het oor die gedagte dat ons aan die Here uitverkoop moet wees, dat ons standvastig moet wees, dat ons doelgerig sal wees, met ander woorde net Christus voor oë. Jy sal onthou, ons het gepraat van to be sold out, to be single-minded, en belangrik om te sien dat hierdie dinge in ons lewens teenwoordig moet wees. En ek glo dat elkeen wat waarlik aan die Here behoort vanmôre sê, maar Gerard, dis hoe ek wil lewe. En ek sê dit self, Here, dis hoe ek wil lewe, en ons kom nie altyd daarby uit nie. En nou kom Hooglied en hy kom gee vir ons eintlik 'n baie praktiese, of Salomo in die boek Hooglied kom gee vir ons 'n praktiese antwoord vir waarom ons nie altyd by hierdie ideaal uitkom nie. En dit is omdat die klein jakkalsies die wingerde vernietig. En ag vriende, ek gaan nou nie alles verduidelik, die konteks van Hooglied en wat presies die konteks daarvan behels nie. Ek gaan probeer om deur hierdie baie besondere vers 15 net met u 'n geestelike gedagte te deel. Ek glo u gaan verstaan wat die woord vir ons wil leer en hoe dit van toepassing is op my en jou lewe. Daar staan in die woord van die Here in Hooglied 2 vers 15, daar staan: vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerd staan in die bloei. Nou as ons bietjie gaan kyk na die navorsingsgedagte rondom hierdie versie, dan sien ons baie duidelik dat in die tyd van die man Salomo en in die Ou Testamentiese en Nuwe Testamentiese tydperk die ouens hulle wingerde gehad het, en daar was gewoonlik 'n muur gebou om daardie wingerd om te beskerm, en dan sou hierdie klein jakkalsies gekom het, en hulle sou gate gegrou het onder deur, en dan sou hulle in hierdie wingerd gekom het en die druiwe geëet het. Hulle sou hierdie bloeisels aan die bloeisels geknaag het en dan selfs tot op die wortels oopgekrap het, en hulle het baie skade aan hierdie wingerde verrig. En nou gebruik die man Salomo hierdie wonderlike beeld om vir ons te sê, maar dit is ook wat sonde in my en jou lewe doen in ons wandel saam met die Here. Die Here vergelyk sy volk Israel telke male met 'n wingerd wat in bloei staan. En hulle is 'n wingerd wat vir hom moet vrug dra en hom moet verheerlik. Johannes 15 sê die Bybel dat my Vader is die landbouer en ek is die ware wynstok, en elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat meer vrug kan dra. So die hele beginsel is vir ons baie duidelik. Dit klink klaar helder dat die Here ook wil hê u en ek moet vrug dra. Maar hoe dikwels kom die klein jakkalsies, hulle krap hier in ons lewe, hulle kom in en hulle doen vernietigingswerk, sodat ons op moedverloorse vlakte sit in ons geestelike lewe en ons sê, Here, maar waarom sukkel ek om so getrou aan u te wees? En vanmôre moet ons bietjie kyk na hierdie groot gedagte, want die Bybel wil vir ons 'n groot waarheid kom leer. Die Bybel sê, vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel. En ag vriende, die hele gedagte kom hier na vore dat daar van ons kant af 'n poging moet wees wat ons aanwend. 'n Doelgerigte, definitiewe poging om hierdie klein jakkalsies, hierdie sonde in ons lewens, hierdie laste in ons lewens af te lê, dit weg te kry in ons lewe, te elimineer. Nie kans te gee dat hierdie jakkalse by dieselfde gat oor en oor inkom nie, maar dit toe te pak met klippe, om regtig geestelik onsself te omvou met die liefde van die Here en die waarheid van sy woord, sodat die sonde nie in ons lewens kan inkom nie. Want hierdie jakkalsies is maar 'n praktiese tipe beeld van die sonde. En vriende, kom ons kyk na 'n paar klein jakkalsies wat ons wingerde verniel. Ag, daar is baie wat ons vanmôre vir u kan noem, maar kom ons kyk net na 'n paar eenvoudige gedagtes, want u sien, dit is so dat ons in ons geestelike verhouding met baie van hierdie dingetjies te doen kry. Dit is dingetjies wat in ons lewens na vore kom, wat ons lewens soveel hartseer berokken. Vriende, dit is dinge wat ons lewens so kompliseer, en ek dink seker een van die belangrikste uitstaande dinge waarmee ek te doen gekry het in die bediening, is die gedagte dat ons stilte tye afskeep. Die tyd met die woord en tyd in gebed. Ek wil vir u sê, u sal nie getrou aan die Here kan bly, en u sal hierdie geestelike wedloop nie suksesvol kan loop elke dag as u nie tyd neem met God se woord en tyd in gebed nie.
Die woord is God se opdrag aan ons, gebed is ons reaksie om te sê, Here, ek het gehoor wat U gesê het, en ek wil graag doen wat U vir my sê. Ag vriende, daar is die baie belangrike gedagte van luiheid. Wanneer ons regtig bietjie slaap, bietjie slymer, nog bietjie handjies vou in ons kom nie uit by die uitvoering van ons opdragte wat die Here ons gee nie. Wat insluit die lees van die woord, gebed, getuienislewering, om na die huis van die Here te gaan, om al hierdie praktiese dinge daagliks ten uitvoer te bring nie. Ag, ons dink aan hoe vinnig 'n wit leentjie in my lewe na vore kan kom. Ag, ek is nou in 'n blik gedruk en nou vertel ek vinnig 'n lewe en ek dink, ag, die Here sal my tog vergewe en daarna die bittere spyt, die hartseer en die verwydering wat ek voel in my lewe. Hoe kan ek hierdie sonde gedoen het en soveel hartseer op my meester se lewe gebring het? Ons dink aan jaloesie wat in ons lewens na vore kom. Vriende, ons dink aan striwelinge onder kinders van die Here, kwade gevoelens. Die feit dat ons mekaar nie wil verdra en mekaar wil vergewe nie, is alles klein jakkelsies wat ons wingerde vernietig. Ons dink aan spanning in ons huwelik, waar die man in kompetisie is met sy vrou en die vrou in kompetisie is met haar man en die kinders in ongehoorsaamheid en rebellie opstaan onder die ouers en die ouers wat laks raak in die toepassing van hulle dissipline en al hierdie dinge wat ons lewens kompliseer en dat ons baie keer uitroep, Here, wanneer gaan dit ophou en wanneer gaan ek ook hierdie vreugde en vrede smaak van 'n kind van die Here? Dan wil ek vir u sê, vriende, ons lewe is 'n daaglikse stryd. Daagliks moet ons om hierdie geestelike muur van ons lewe loop en kyk of daar nie gate is wat gegrou is deur die jakkalsies, die sonde wat in ons lewens inkom nie. Ons moet daagliks let op wat ons sê en hoe ons praat en wat ons doen en hoe ons onsself weergee en kommunikeer en al hierdie kosbare dinge wat die Here vir ons in ons lewens gegee het om hom te verheerlik, dat dit nie vir ons 'n hartseer struikelblok word in ons verhouding met die Here nie. Ag vriende, dit is belangrik om waaksaam te wees. Hoe dikwels is ons besig om te slaap en te slymer en handjies te vou en ons is nie waaksaam. En die Engelsman praat van to be diligent, om regtig soos 'n soldaat wat wag staan, te kyk en te luister na elke geluidjie en werklik sy oë te vestig daar op die donkerte wat voor hom lê, om seker te maak daar's nie 'n vyand wat gaan inkom nie. Ons moet geestelik so wees, want ons is in 'n geveg, 'n geestelike oorlog, sê die Bybel. Die Bybel sê, staan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Wat is die klein jakkalsies wat vanmôre jou lewe verongeluk, wat jou getrouheid aan die Here kniehalter, wat jou lewe skade aandoen, wat jou verhouding met God en met mense skade berokken? Dan pleit ek by jou dat jy soos Hebreërs 12 sal sê, ons elke las en elke sonde sal aflê en met volharding die wedloop sal loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus. Vriende, luister, ons kan nie elke dag met verskonings in gebed na die Here gaan en sê, Here, maar as dit nou nie gebeur het nie, sou ek dit nie gedoen het nie. As my vrou nie dit gedoen het nie, sou ek nie dat gedoen het nie. Here, as hierdie ding nie by die werk gebeur het nie, sou ek nie so opgetree het nie. Maar vriende, kom ons begin en sê, Here, help my om gedissiplineerd te wees. Help my in die môre u woord te vat, te lees, te bid. Deur die dag te probeer onthou wat u vir my uit die woord geleer het. Ek is lief om teksverse neer te skryf en deur die dag daaroor te pyns. Help my, Here, wanneer ek in 'n situasie kom en die versoeking kom om alleen te vertel dat ek die waarheid sal praat. As daar 'n geleentheid kom waar ek en my vrou nou in 'n argument betrokke gaan raak oor iets kleins, Here, help my dat ek die minste sal wees. Here, help my om my te verneder onder die kragtige hand van God. Here, as daar jaloesie in my lewe is, help my om eerder jaloers te wees oor my geestelike lewe en myself te onderwerp aan u waarheid. Here, help my om waaksaam te wees in elke opsig. En ag vriende, dan gaan ons hierdie pragtige wingerd wees wat vrug dra vir ons meester. Ja, daar die 30, 60, 100voudige vrug tot sy eer. Kom ons meld aan vir diens vanmôre en kom ons sê, Here, ag ek is moeg dat die klein jakkalsies my wingerde verniel. Ek is moeg om in die aand by die huis te kom en dit was eintlik 'n vermorste dag omdat ek nie getrou aan u was nie. Ag Here, help my dat ek sal opstaan en sal sê, hier is my lewe, getrou aan u. Here, ek wil deur hierdie dag gaan om eer te bring in u naam. En die oomblik as ek val, dat ek onmiddellik sal bely, sal regmaak, sal aangaan, sodat ek u in alles kan verheerlik. Vriende, mag die Here ons genade gee, baie eenvoudige kort gedagtetjie, jy uit die boek Hooglied, en mag u en ek hierdie jakkalse vang. Mag ons hulle identifiseer, mag ons hulle vang, mag ons hulle beveg, sodat ons meer as oorwinnaars in die naam van Christus kan wees. Groete vir u, mooi en 'n geseënde dag en 'n naweek. Ons sien mekaar Sondag as die Here ons baar.